Jy weet, moderne chirurgie is regtig verstommend, maar selfs die mees gevorderde prosedures het skaduwees. En vandag gaan ons 'n lig skyn op een van daardie skaduwees, die ongesiene risiko's vir ons are. Dink aan hulle as die besige hoofwee binne in ons liggame en die komplikasies waarvan ons praat. Wel, dit kan enigiets wees van subtiel tot absoluut lewensgevaarlik. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan eers die algemene risiko's probeer verstaan. Dan kyk ons na direkte besighede. Daarna spring ons na die mees algemene komplikasie van almal, trombose. Dan word dit interessant want ons gaan kyk hoe die oplossing self soms probleme kan skep, veral met IVC-filters. En ons sluit af deur te kyk hoe dokters hierdie komplekse uitdagings hanteer. So kom ons spring weg. Stel jou dit so voor. Jou venstelsel is soos die N1, die N2, al die hoofwee wat noodsaaklike verkeer deur jou liggaam vervoer. Meestal vloei alles seepglad. Maar wat gebeur as daar 'n ongeluk is, 'n padblokkade? Dis presies die soort scenario waarna ons vandag kyk. En so 'n padblokkade is nie net een tipe probleem nie hoor. 'n Venese komplikasie kan enigiets wees, van 'n klein, ongemaklike kneusplekkie wat self genees tot 'n massiewe, versteekte bloeding wat onmiddellike ingryping nodig het. Die spektrum is ongelooflik wyd en dis hoekom vroeë herkenning absoluut kritiek is. Goed, kom ons begin by die mees ooglopende probleem: direkte fisiese skade. Dit gebeur wanneer 'n aar per ongeluk seer kry tydens 'n mediese prosedure. En dit maak nie saak of dit 'n groot oop operasie of 'n klein, minimaal indringende intervensie is nie. Die risiko is daar. So die vraag is, hoekom is hierdie risiko's vandag meer relevant as ooit tevore? Wel, kyk na hierdie syfer. Die aantal prosedures wat ons are betrek, het letterlik die hoogte ingeskiet, 'n 10-voudige toename sedert 1995. Meer prosedures beteken eenvoudig meer geleenthede vir hierdie tipe beserings om plaas te vind. Dis basiese wiskunde. Maar dis belangrik om te weet, nie almal het presies dieselfde risiko nie. Sekere faktore kan die kanse op 'n komplikasie aansienlik verhoog. Dinge soos vetsig, die gebruik van groter instrumente, littekenweefsel van vorige prosedures en natuurlik die gebruik van bloedverdunners. Dokters moet dit alles in ag neem wanneer hulle beplan. En hier is een van die mees verraderlike beserings wat kan gebeur: 'n retroperitoneale hematoom. Dis basiese bloeding in 'n groot ootspasie agter jou buikorgane. Die ware gevaar hier is dat 'n pasiënt baie bloed kan verloor voor enige iemand dit agterkom. Soms is die enigste waarskuwingstekens iets subtiels soos rugpyn of 'n effense daling in bloeddruk. So, ons het nou gepraat oor direkte fisiese skade. Kom ons beweeg nou aan na die komplikasie wat ons die heel meeste sien, trombose. In eenvoudige terme, dis die vorming van 'n ongewenste bloedklont in 'n aar. Jy ken dit dalk as diepvenese trombose of DVT. En hierdie grafiek wys jou presies hoe algemeen dit is. Kyk bietjie na daai eerste balk, tot 20%. Dis 1 uit 5 pasiënte in vaskulêre chirurgie kan 'n DVT ontwikkel. Maar, kyk nou na die middelste balkie. Vir hartprosedures waar daar nie bloedverdunners gebruik word nie, spring die syfer na ongelooflike 60%. So die boodskap is duidelik. Enige tyd wat instrumente in 'n aar geplaas word, kan dit die bloed se natuurlike stollingsproses aktiveer. Nou, hier's waar dinge 'n bietjie ironies raak. Soms is dit die einste toestelle wat ontwerp is om venese probleme op te los, dink aan stents en spirale, wat hul eie unieke stel komplikasies kan veroorsaak. Ja, in sekere gevalle kan die oplossing 'n heeltemal nuwe probleem word. Goed, kom ons gebruik 'n stent as voorbeeld. 'n Stent is 'n klein metaalbuisie wat 'n aar moet oophou. Vir dit om reg te werk, moet die grootte en die plasing absoluut 100% presies wees. Daar's baie min speelruimte vir foute. En hier's die groot uitdaging. Anders as 'n koperpyp in jou huis, is 'n aar nie 'n rigiede struktuur nie. Dit is buigsame, lewende weefsel. Dit kan uitsit en saamtrek. En dit maak die keuse van die perfekte grootte stent en om seker te maak daai ding bly waar hy moet, 'n ongelooflike delikate kuns. En hierdie aanhaling, man, dit verduidelik presies wat kan gebeur as dinge skeefloop. Chirurge sê 'n stent kan soos 'n watermeloenpit uitskiet. Stel jou voor jy druk 'n glibberige watermeloenpit tussen jou duim en wysvinger. Hy skiet weg, né? Wel, 'n stent kan presies dieselfde doen en moontlik na 'n kritieke plek soos die hart beweeg. En dis nie net stents wat kan rondbeweeg nie. Die ballonne wat gebruik word om are oop te maak,
kan soms die aarwand skeur. Die drade wat deur blokkasies gestoot word, kan die aar perforeer. En selfs kleiner toestelle soos spirale kan loskom en uiteindelik in die longe beland. Kom ons fokus nou op een spesifieke toestel wat hierdie tweesnydende swaard-idee perfek illustreer. Die inferior vena cava filter of IVC filter. Dis 'n klein sambreelagtige toestelletjie wat in die liggaam se grootste aar geplaas word. Die doel om te keer dat bloedklonte van die bene af die longe bereik. Dit red lewens, maar dit kom met sy eie stel risiko's. Die probleme met hierdie filters kan ons basies in 2 bokse sit. Eers het jy die prosedurele komplikasies. Dit is die dinge wat verkeerd kan gaan tydens die plasing, soos om dit op die verkeerde plek te sit. En dan tweedens het jy die laatkomplikasies wat maande of selfs jare later kan opduik. Dit sluit in die filter wat self 'n klomp veroorsaak, breek of selfs na die hart migreer. En net om heeltemal duidelik te wees oor daai laaste punt, wanneer een van hierdie filters losbreek en na die hart toe beweeg, is dit nie 'n klein probleempie nie. Dis 'n volskaalse mediese noodgeval met 'n baie hoë risiko van ernstige gevolge of selfs die dood. Dit wys jou net hoe ernstig daai tweesnydende swaard kan wees. Goed, so, nadat ons al hierdie potensiële probleme gehoor het, is die logiese vraag, wat doen dokters daaromtrent? Gelukkig is daar 'n gevestigde bestuursplan. Hulle raai nie net nie, dis 'n logiese, stapsgewyse benadering wat hulle volg vir diagnose en behandeling. Kom ons vat weer 'n algemene komplikasie, soos 'n hematoom. Die reaksie is heeltemal metodies. Stap 1: herken dit so gou as moontlik. Stap 2: pas direkte druk toe. Stap 3: monitor dit noukeurig om te sien of dit groter word. Stap 4: rus, om die liggaam 'n kans te gee om te genees. En dan, slegs as 'n laaste uitweg, is chirurgie nodig. Hierdie tabel gee ons 'n ongelooflike blik op hoe 'n dokter dink. Hulle besluite hang af van 2 sleutelvrae. Kan hulle die besering direk sien? En hoe stabiel is die pasiënt? Kyk na daai boonste ry. As die besering sigbaar is en die pasiënt is stabiel, is die aksie 'n direkte herstel. Maar kyk na die ry onder dit. As die pasiënt onstabiel is die heel eerste prioriteit altyd om die bloeding te stop. Dit is 'n logiese raamwerk wat hulle help om die regte besluite in hoë druksituasies te neem. So, as daar een enkele ding is wat jy moet onthou van alles wat ons vandag bespreek het, is dit. Of dit nou 'n klein knousplek of 'n migrerende filter is, die vermoë om die probleem vinnig te identifiseer en dan met 'n duidelike, logiese plan te reageer, dit is wat op die ou end die verskil maak vir die pasiënt se uitkoms. En dit bring ons by 'n laaste en baie belangrike vraag vir die toekoms. Elke nuwe tegniek, elke nuwe toestel bring soveel belofte, maar ook potensiële onvoorsiene risiko's. So die voortdurende uitdaging in medisyne is om daardie fyn balans te handhaaf, om aan te hou om die grense van wat moontlik is te verskuif, maar om terselfdertyd die veiligheid van die pasiënt altyd eerste te stel.